Dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Groete in die mooie naam van ons Koning Jesus Christus. Ek is Pastor Ricardo. Ek wil julle verwelkom weer by die program The Lighthouse, die huis waar ons lig deel uit die woord van die Here uit. Wat 'n wonderlike voorreg, wat 'n wonderlike geleentheid het ons vanoggend om weer met julle uit die woord van die Here uit te deel. Ek wil vir julle sê 'n geseënde en 'n voorspoedige nuwe jaar. Ek glo dat hierdie jaar is 'n jaar waar die Here u hart se begeerte aan u gaan gee. Prys die Here. Ons gaan dadelik na die woord van die Here toe in die boek van Matteus 19 vers 16. Die ryk jongman, as die opskrif. En daar kom een na hom en sê vir hom: Goeie meester, watter goeie ding moet ek doen dat ek die ewige lewe kan hê? En hy sê vir hom: Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Maar as jy die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Hy vra hom watter? En Jesus sê dit: Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die jongman sê vir hom: Al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Wat kom my kort? Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. En kom hier, volg my. Maar toe die jongman die woorde hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En Jesus sê vir sy disippels: Voorwaar ek sê vir julle, dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemel sal ingaan. En verder sê ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Toe sy disippels dit hoor, was hulle baie verslae en sê: Wie kan dan gered word? Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom: Kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Wat sal daar vir ons wees? En Jesus sê vir hom: Voorwaar ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het, in die wedergeboorte, wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op 12 trone sal sit en die 12 stamme van Israel sal oordeel. En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe beerwe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Prys die Here Jesus. Vader, in die naam van Jesus Christus, Here, kom nader ons die troon van genade. Vader, ons gee aan u die eer, die lof, die prys en die aanbidding. Here, van u genade is vir ons meer as genoeg. Vader, Here, tot hiertoe het u ons gedra. Tot hiertoe was u vir ons 'n skild. Tot hiertoe, my God, het u ons gebeskerm. Here, ons dank u vir krag. Ons dank u vir genade. Ons dank u vir die groot liefde wat u aan ons kom bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Vader, ons eer u vandag, want daar is niemand soos u nie. Ons bid, my koning, Here, dat elke luisteraar, Here, elkeen wat sal luister na hierdie woord, my God, Here, dat die woord van die Here op goeie grond sal val. Ek bid, Vader, maak ons harte ontvanklik vir die woord van die Here. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Ons bid dat die woord van God sy doel in een en elk van ons lewe, Here, sal bereik, wat na hierdie opname luister. Ons vra dit in Jesus naam. Amen en amen. Die woord van die Here is 'n kind van God. In die boek van Matteus 19 vers 16, daar was 'n ryk jong man gewees, wat na die Here Jesus toe gekom het, en die vraag wat hy vir die Here gevra het is: Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Wat moet ek doen om hemel toe te gaan? Wat moet ek doen om gered te word? En die Here Jesus antwoord hom, hy sê: Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. En die Here Jesus sê vir hom: Onderhou die gebooie. Dis die eerste ding wat die Here vir hom gesê het. Die tweede ding is, die Here sê vir hom: Eer jou vader en jou moeder. Jy moet geen valse getuienis gee nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy moet nie steel nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En die jongman sê vir die Here Jesus: Maar Here, ek het dit alles geonderhou van my jeug af. Van jongs af, van kindsdae af, het ek alles dit geonderhou. En die Here Jesus sê vir hom, en hy vra vir die Here: Here, maar wat kom ek nog kort? Maar die Bybel sê dat die Here Jesus sê vir hom: Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en volg my. En die Bybel sê dat omdat hierdie jong man, hierdie ryk man baie goed gehad het, het hy
bedroef van die Here af weggegaan. Hy het nie die Here geantwoord nie. Hy het van die Here Jesus af weggestap. Want hierdie ding wat die Here nou van hom af gevra het, was vir hom. In sy oë was dit te groot, dit was te swaar. Om alles te los, dit wat hy het. Maar dit is die prys wat 'n mens gaan moet betaal. Ek wil vandag vir u sê, daar is 'n prys wat jy gaan moet betaal. Daar is sekere dinge wat jy gaan moet van ontslaaf van raak. Daar is sekere goed wat jy gaan moet los. Prys die Here Jesus om die koninkryk van die hemele te beerwe. En die Bybel sê dat die Here sê vir hierdie ryk jong man, gaan verkoop alles wat jy het en volg my. En die woord van die Here sê dat terwyl die disippels na hierdie conversation luister van die Here Jesus met die ryk jong man, vra hulle vir die Here, Here, maar wie kan dan gered word? As iemand wat alles geaccomplished het in die lewe, as hy nie die koninkryk van die hemele kan beerwe nie, wie kan dan gered word? Maar die Bybel sê, dat die Here Jesus sê, wat vir die mens onmoontlik is vir die Here moontlik. Ek weet, daar is sekere goed in u lewe, wat u laas jaar nie geaccomplished het nie, wat u laas jaar nie kan gedoen het nie, wat u laas jaar nie kan bereik het nie, maar ek wil vir iemand vandag bemoedig, prys die Here Jesus, as jy hierdie jaar die Here in jou lewe gaan aanneem, as jy hierdie jaar die Here deel gaan maak van jou planne, die Bybel sê, ken hom in al jou weë, as jy 2026 die Here in al jou weë, in al jou planne, in alles wat jou hart begeer, as jy hom daarvan deel gaan maak, glo ek, prys die Here Jesus, wat vir jou laas jaar onmoontlik was, wat vir die mens laas jaar onmoontlik was, gaan hierdie jaar met die Here saam met jou gaan dit moontlik is. En dis was die antwoord van die Here Jesus vir sy disippels. Maar die Bybel sê, prys die Here Jesus, die Here sê, dat dit is swaarder vir 'n ryk man om in die koninkryk van die hemele in te gaan, as vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. En wanneer die Here daardie vergelyking maak van die oog van 'n naald, daar was 'n gat in die muur van Jerusalem, wat genoem was die oog van 'n naald. En dit was gewoonlik die mense wat op reis was, wat goed kon verkoop binne in Jerusalem. Hulle het mos gewoonlik die kamele gebruik om hulle equipment of whatever hulle het, wat hulle gekom het om te verkoop in Jerusalem, het hulle op die pakdiere gepak. Die pakdiere was gebruik vir wat ons vandag gebruik, die voertuie, die trokke wat ons gebruik, om goed te vervoer van een stad na 'n ander stad. In daai tyd was die kamele gebruik. En wanneer jy by die oog van die naald gekom het, daar was 'n sekere gat in die muur van Jerusalem, wat genoem was die oog van 'n naald, moet jy die pakgoedes van die dier afgehaal het en die dier gelaat ingaan het en dan die goed agterna ingevat het. En dis hoekom die Here Jesus daarin vergelyking gemaak het. Hy sê dit is swaarder vir 'n ryk man om in te gaan in die koninkryk van die hemel as vir die kameel om deur die oog van 'n naald in te gaan. So in ander woorde wat die Here eintlik daardeur probeer wil sê is dat jy gaan moet van sekere goed gaan jy moet ontslaaf van raak. Daar is sekere dinge wat jy gaan moet los. Daar is sekere goed wat jy gaan moet laat staan, prys die Here Jesus. Ek kan onthou in die kerk van die Here was daar die koortjie altyd gesing, bely en laat staan. Daar is sekere dinge wat jy gaan moet los om die koninkryk van die hemel te kan ingaan, prys die Here Jesus Christus. En dis wat die Here vir sy disippels gesê het, dat dit swaarder vir 'n ryk jong man om die koninkryk in te gaan as vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. Maar wat ek sien in hierdie verhaal, wat ek sien in hierdie gedeelte, dat die Here Jesus het nie hierdie jongman so goed gesoek nie. Of die doel van die Here Jesus was, hy wil nie gehad dat die man moet arm is nie. En ek dink dis wat hierdie jongman gedink het, dat die Here verwag van my om alles uit te deel, om alles vir die ander mense te gaan gee, vir die armes te gaan gee. Maar een ding wat die Here gaan wil hê jy moet doen, die Here gaan wil hê jy moet dependent is op hom. Want because hierdie jongman se hart was gekleef aan die wêreldse besittings. Daarom sê die woord van die Here, waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Prys die Here Jesus. En die Here wil nie hê dat die skatte van die wêreld moet in jou hart is nie. Maar die woord van die Here sê, daarom sê die Here Jesus, hy sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Hy sê, maar maak vir julle skatte bymekaar, waar mot en roes nie verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. En dis in die hemel, prys die Here Jesus Christus. Die Here wil hê jy moet vir jou skat bymekaar maak.
Nie net op aarde nie, maar jy moet vir jou skat bymekaar maak, waar mot en roes nie verniel, en waar diewe nie inbreek. Want versekerlik kan ek vir jy sê, elke investment wat jy gaan maak in hierdie lewe, jy gaan dit verloor. Dis eintlik wat die Here Jesus probeer wil sê vir hierdie jong man. Elke investment wat jy gaan maak, die investment wat jy maak in jou finansies, finansiële investments, die investment wat jy maak binne in jou huis, binne in jou kinders, binne in jou huwelik, whatever investment jy maak in hierdie lewe, gaan jy verloor. Maar die Here Jesus sê, hy sê, maar maak vir julle 'n skat bymekaar in die hemel waar mot en roes nie verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. Prys die Here Jesus. En wat ek sien in hierdie gedeelte, sy vraag was, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En die Here Jesus antwoord hom nie net wat jy moet doen om die ewige lewe te beerwe nie, maar die Here Jesus antwoord hom ook op grond van hoe om vir jou 'n skat bymekaar te maak. Want dit is een ding om die ewige lewe te beerwe, maar jy gaan ook vir jou 'n skat in die ewige lewe moet bymekaar maak. En daai geleentheid het ons nou hier op aarde. Daarom sê die Here Jesus vir die ryk jongman, hy sê, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes. As jy dit doen, gaan jy nie net die ewige lewe beerwe nie, maar jy gaan ook 'n skat in die hemel hê. Prys die Here Jesus. En om vir jou 'n skat bymekaar te maak in die hemel, is om te voorsien in die behoeftes van die armes, en die wat jy het, die prys die Here Jesus Christus. Dis een ding om die ewige lewe te beerwe, maar God gee ons nog steeds daardie kans om vir ons ewen 'n skat in die hemel bymekaar te maak. En dit is u geleentheid, prys die Here Jesus, wat die Here wil hê, jy moet jou 'n skat bymekaar maak. Dit gaan nie net oor om die ewige lewe te beerwe nie, maar maak ook vir jou 'n skat bymekaar om te voorsien in die behoefte van die wat jy het nie. En dis wat die Here Jesus sê hier in vers 29, toe die disciples vir die Here Jesus vra, maar Here, maar ons het alles verlaat en ons het u gevolg. Wat moet ons doen om die ewige lewe te beerwe? Wat gaan ons kry? En die Here Jesus sê in vers 29, hy sê, en elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my naam verlaat het, sal 100-maal soveel ontvang en die ewige lewe. So in ander woorde, die Here sê, wat die Here wil gedoen het, die Here wil nie net die jongman sy hart getoets het nie, om die Here te volg nie, maar die Here wil ook in sy lewe nog meer gevoorsien het. Die Here wil nog gevoorsien het in die ryk jongman se lewe. Maar in die koninkryk van God, jy ontvang deur om te gee. Daarom in elke bediening word daar altyd 'n geleentheid geskep vir die mense om te ontvang van die Here. En hoe doen ons dit? Ons skep daar die geleentheid vir u om te gee. Want die skrif sê dit is saliger om te gee as om te ontvang. In hierdie wêreld sien ons dat die moment wanneer 'n persoon aan huise bekom en karre en finansiële blessing, sien ons dat hierdie persoon is gebless. Maar die skrif sê dit is saliger om te gee as om te ontvang. En dis die manier hoe die Here in jou lewe gaan voorsien. Prys die Here Jesus. Die Here wil jou die Here gaan jou seën deur om in ander mense se lewens te sien. In 'n toe hand kan niks kom nie. Is net in 'n oop hand. En wat die Here wil maak, die Here wil jou 'n kanaal maak. Wat die Here deur die Here Jesus in ander se lewe wil voorsien. Maar as jou hand toe is, gaan God niks in jou hand kan gee nie. Prys die Here Jesus Christus. Dit laat my dink aan toe Moses voor die see gestaan het. En Moses vra vir die Here, Here, hoe moet ons nou maak om hier deur te gaan? Van die Egiptenaars is agter ons. En die Here vra vir Moses, wat het jy in jou hand? Ek wil vandag vir iemand vra, wat het jy in jou hand? Die Here wil dit gebruik wat jy in jou hand het. Gewoonlik kyk 'n mens na dinge buite ons. En ons kyk na dinge daar buitekant. En ons dink dat die Here gaan dit gebruik wat buitekant is. Maar God gaan gebruik dit wat jy het. Die Here gaan dit gebruik, dit wat jy het, om jou te seën. Dit laat my ook dink aan die weduwee, wat toe die profeet Elisa verbygegaan het. En
en daar was 'n behoefte gewees en die skuldeisers wil alles gevat het van hierdie weduwee en ewen die skuldeisers wil ewen die seun van die weduwee gevat het. Maar die profeet van die Here vra vir die vrou, wat het jy in jou huis? En sy sê, man van God, ek het net 'n flesie met 'n bietjie olie en meel wat ek en my kind gaan maak om te eet. En die profeet van die Here vra dit van haar. En hy sê vir gaan maak eers vir my iets om te eet. Hy sien die Here wil daai bietjie gebruik wat jy het in jou huis. Whatever jy het in jou hand, dis wat God wil gebruik. En dieselfde prys die Here Jesus Christus toe Samuel se ma van die Here afgebid het vir 'n seun. En wat die Here dadelik maak, die Here vra en wat sy in slim was. Sy het gesien, sy het die behoefte gekyk binne in die huis van die Here. Sy het gesien in die huis van die Here was daar nie 'n profeet nie. En die Here en sy maak daar die agreement met die Here en sy sê vir die Here, Here, dat as U my 'n seun gaan gee, dan gaan ek hom vir U teruggee. Prys die Here Jesus Christus. En kyk hoe kragtig het die Here vir Samuel gebruik. Net omdat sy moeder gebesluit het, wat die Here vir haar gegee het, gaan sy teruggee in die hand van die Here. En dis wat die Here wil doen, prys die Here Jesus. Die Here wil niks van jou af wegvat nie. Die Here wil nie hierdie jongman se goed van hom af weggevat het nie. Maar die Here wil eintlik meer bygevoeg het. En al manier vir die Here om meer by te voeg is om van jou af te vat dit wat jy het. Die Here gaan dit van jou af vra, prys die Here Jesus. Die Here wil jou seën, maar die Here gaan vir jou van jou af require om dit wat die Here wat in jou hand is van hom af te vra. En dis my bemoediging vandag vir u kind van God. Die Here wil u seën. Maar die Here vra vir hierdie ryk jongman, gaan verkoop alles wat jy het en doen en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Jy sal nie net die ewige lewe beerwe nie, maar jy sal 'n skat in die hemel hê. Want die Bybel sê, maak vir julle skatte bymekaar, waar mot en roes nie verniel nie, en wat diewe nie inbreek. En waar is dit? Is jy op hierdie aarde nie? Want elke investment wat jy maak in hierdie lewe, gaan jy verloor. Maar die Here wil hê jy moet verloor dit wat jy het nie. Daarom wil die Here, prys die Here Jesus Christus, die Here wil hê jy moet vir 'n skat in die hemel bymekaar maak. En hoe doen 'n mens dit? Is om in die behoeftes van anders te voorsien. En dit is jammer om te sê, prys die Here Jesus, dat as baie van ons, die rede hoekom die Here ons nie kan sien, of die rede hoekom die Here daar in sommige behoeftes wat die Here nie voorsien nie, is omdat ons kan nie in ander se behoefte voorsien nie. Ons kan nie in ander mense se behoefte voorsien, en dis wat God wil hê, wat ons moet doen. Die Here wil hê ons moet in ander se behoefte voorsien, sodat die Here in ons hande in kan voorsien. Prys die Here Jesus Christus. Want dit was nie die doel van God, om hierdie ryk jongman se goed van hom af te vat nie. Maar die Here wil eintlik bygevoeg het. Prys die Here Jesus Christus. Van die Bybel sê dat die Here het 'n blymoedige gewer lief. Ek wil vandag vir u sê, die rede hoekom die Here sekere goed laas jaar in die lewe nie tot vervulling kan gekom het nie. Hy sê dat gebed antwoord nie. Dis nie elke behoefte wat geantwoord gaan word deur gebed nie. Maar daar is sommige goed wat net gaan change wanneer jy gaan gee in die behoeftes van anders. Ons het hierdie konsep dat vir alles, vir elke behoefte wat daar is, moet ons voor bid en ons moet vas. En dit is goed. En ons moet dit doen. Ons moet vas en ons moet bid. Van die Here Jesus het gesê, wanneer jy vas, dit is 'n moed om te vas en om te bid. Maar dis nie alles, dis nie elke behoefte, dis nie elke nood, dis nie elke situasie waar daar 'n verandering in gaan kom, net deur vasting en gebed nie. Maar daar is sekere goed wat net gaan change wanneer jy in die behoefte van ander gaan voorsien. En dis wat die Here wil hê hierdie jaar, hierdie 2026, wat God wil hê wat jy moet doen. Wat vasting en gebed nie gaan verander nie, gaan verander deur om in ander se behoeftes voorsien. En dis baie keer wat ons nie verstaan in die kerk nie. Ons dink alles gaan change deur gebed. Ons dink alles gaan change deur vas. Nee, maar daar sekere dinge wat net gaan change wanneer jy in die behoefte van anders gaan voorsien. En dis hoekom prys die Here Jesus Christus, die Here jou geseën het, is omdat die Here wil jou 'n blessing maak vir anders. Die Here wil jou die kanaal maak waar jy anders gaan voorsien. En dis hoekom jy kry mense wat altyd die nood sien in die huis van die Here. Die rede hoekom jy dit sien is omdat God wil jou gebruik om daardie nood te adres. Daar's mense wat altyd net fout sien.
Hulle sien net fout in dit. Hulle sien net fout in ander mense lewe. Hulle sien net fout in die gemeenskap. Maar die rede hoekom die Here jou oë oopgemaak het na die foute te sien is omdat God wil jou gebruik om daardie behoeftes te voorsien. En God wil jou die kanaal maak. Maar al manier hoe dit kan gebeur is wanneer jy 'n oop hand gaan hê om in ander se behoeftes te voorsien. En ek wil u bemoedig, ek wil u aanmoedig om nie soos hierdie ryk jong man te wees wat alles gehad het nie. Hy het al reeds gekwalifiseer, as ek kan kyk na wat die Here Jesus respons, hy het al reeds gekwalifiseer vir die ewige lewe. Want al die dinge van die requirements om die ewige lewe te beerwe, het hy nagekom. Sy vader en sy moeder het hy geëer, sy naaste het hy liefgehad soos homself. Hy het geen valse getuienis gegee nie. Hy het nie moord gepleeg, hy het nie egbreek gepleeg nie. So in ander woorde, hy het klaar gekwalifiseer vir die ewige lewe, maar om 'n skat in die hemel vir hom bymekaar te maak, net om dit nie te kan doen nie, het hy ewen die ewige lewe, het hy verloor, omdat hy weggestap het van dit wat die Here van hom verkwy het. En dis wat die Here in ons lewe wil doen. Die Here wil jou seën. Die Here wil byvoeg. Maar God gaan vir dit wat jy het, gaan die Here vra om in iemand anders se lewe te saai. Want die Bybel sê dat die Here het 'n blymoedige gewer lief. En dis my gebed van my hart vandag, kind van God, dat die Here in elke behoefte van u lewe voorsien. Maar hoe gaan die Here dit doen? Die Here gaan dit doen wanneer jy in die behoeftes van anders voorsien. Laat my even dink aan die Onse Vader gebed. As ons dink aan die Onse Vader gebed, ek sê dat al manier hoe die Here jou gebed kan laat groei, al manier hoe jy gaan groei in gebed, is wanneer jy gaan vir anders bid, en nie net vir jouself nie. Is wanneer jy vir anders gaan bid. Want dit gaan alles oor jou broer en jou suster. Want die Bybel sê, hoe kan jy sê dat jy het God lief wat jy nog nooit gesien het nie, maar jou broer en jou suster wat jy elke dag sien, kan jy nie lief het nie. Die woord van die Here sê, dit is nie hulle wat sê, Here, Here, wat die koninkryk van God sal beerwe nie, maar hulle wat die wil doen van die Vader, hulle wat die wil van die Vader doen. Dit is goed om te bid, dit is goed om op te trek na die huis van die Here, is goed, prys die Here Jesus, om die woord van die Here te lees, is goed om al dat ons moet dit doen, maar weet wat een van die belangrike dinge is om te voorsien in die behoeftes van die wat hy het nie. En dis al manier hoe God u gaan sien. Die Here wil jou sien, die Here wil jou oplig, die Here wil jou grondgebied vergroter. En ek glo dat daar's baie van julle wat sê, Here, die soos Jabes gebid het, vergroot my grondgebied. En ek weet, daar's sekere mense wat nou al vir jare bid en vas, maar daar's sekere dinge wat net nie tot stand kan kom nie. Die rede daarvoor is omdat nie vasting en gebed gaat nie alles verander nie. Daar is sekere dinge wat net gaan change wanneer jy in ander se behoeftes gaan voorsien. En dis die gebed van my hart, prys die Here Jesus Christus, dat die Here hierdie jaar u 'n kanaal maak wat die Here in ander se behoefte gaan voorsien. Die Here gaan jou seën deur om in ander se lewe te sien, want die skrif sê, dis saliger om te seën as om te ontvang. In hierdie wêreld vandag sien ons gewoonlik dat iemand wat geseënd is, iemand wat alles het, maar volgens die koninkryk van God sien die koninkryk dat iemand wat altyd gee, iemand wat altyd 'n blessing is vir iemand anders, is 'n geseënde, prys die Here Jesus Christus. En ek wil u aanmoedig vandag, kind van God, om 'n blessing te word vir iemand anders. Word 'n seën. Dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word.